Hallo julle, vandag wil ek hier ons met ons saamwees begin, deur net vir 'n oomblik stil te staan, rustig te raak en bewus te raak van die Here wat hier is. Ek wil hier ons met ons saamwees begin, deur te lees uit Psalm 91 vers 4. Hy beskud jou onder sy vleuels, en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. En terwyl ons vir 'n paar minute gaan saam wees rondom die woord van die Here en in sy teenwoordigheid, wil ek julle met hierdie prentjie in julle gedagtes hê. 'n Veldwagter het vertel hoe hulle na 'n verskillike brand in 'n natuurreservaat gestap het. En op 'n plek kom hulle af op 'n klein voeltjie wat lê op die grond, heeltemal verbrand. En toe hy met sy stapstok die voeltjie op sy skuif, toe skarrel daar 3 kuikens uit. Hierdie voeltjie het geweet die brand gaan haar vernietig, maar wat sy gedoen het in 'n daad van liefde is, sy het haar vlerke uitgesprei oor haar kuikens en so met haar lewe betaal sodat hulle kan leef. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Ek groet jou nou in die naam van die Here wat sy trou ons van alle kante beskerm. Ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Here, wanneer ons vir 'n paar oomblikke stil word, dan wil ons diep bewus wees van u getrouheid, van u sorg, van u offer, wat u gebring het, sodat ek en elkeen wat saam met my hier is, mag leef en mag deel wees, dat ons genooi is om aan te sit by 'n feesmaal, dat ons eregaste by u is, ten spyte van ons vodde en lappe wat ons dra. Dankie Here dat u die een is by wie ons genesing kry, herstel kry, troos kry, by u, dat u die een is by wie ons vreugde kry, uithou vermoë, geduld. Heilige Gees, vul ons op so 'n manier dat die vrug net van u afkom, diep in ons gewortel en geplant sal wees, en dat ons sal kan leef vanuit u goedheid en teenwoordigheid. Amen. Ek het gedink, ek wil vandag 'n bietjie met julle gesels uit Jeremia 29. Ek het verlede week daarna verwys in die boodskap, en ek gaan 'n paar verse vir julle hier lees. Jeremia 29 is 'n brief wat Jeremia skryf. Hy sit nog in Jerusalem, maar daar is 'n klomp van die mense weggevoer na Babylon toe. En hy skryf nou 'n brief van hulle, om hulle te help, om hulle self te oriënteer in hierdie nuwe werklikheid waarin hulle is. Ek begin by vers 4. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarseers daar by julle mislei nie. Moenie ag slaan op die drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek hulle nie gestuur nie, sê die Here. Mense, ons gaan 'n bietjie gesels oor pak jou tas uit. Nou, ek sal later verduidelik wat dit beteken. In die dae toe ek nog baie gereis het ek soms in 'n stad gekom en ek moes vinnig in 'n winkelsentrum instorm om iets te gaan koop. En een van die eerste goed wat ek dan gesoek het, is hierdie groot borde wat met die aanraakskerms
wat as ek op hom druk, dan kan ek die winkel se naam intik wat ek soek, en dan gaan hy vir my 'n roete gee na die winkel toe. En op hierdie groot borde is daar gewoonlik ding wat sê, you are here, en dan so 'n pyltjie, en so 'n kol wat wys waar jy is, you are here. En waar jy is, bepaal natuurlik baie dinge, dit bepaal die roete wat jy moet vat, dit bepaal hoe lank jy nog daar gaan wees, en dit bepaal ook wat jy daar wil maak. Ek onthou toe ek instap in the Mall of Africa, die grootste winkelsentrum in die suidelike halfrond, 550.000 vierkante meter. En toe ek hy bord druk en sê, you are here, toe lyk dit vir my soos 'n wêreldkaart om aan die ander kant van die winkelsentrum te kom en die goed te kry wat ek voorsoek. Op hierdie stadium is ek nie meer in vreemde winkelsentrums nie, maar ek en jy is in die doolhof van COVID en van werksverliese. We are here. Ons kan dit ontken, ons kan dit ignoreer, ons kan dit ore toedruk en glo dit gaan binnekort verbygaan as ons genoeg skaap en beesgif drink. Maar ons is nou hier. Ons is in 'n wêreld wat ons nie ken nie, en ons is besig met gebruike wat ons nie altyd verstaan nie, en uitdagings te beleef wat ons nie noodwendig voorbereid is nie. Ons leer nuwe maniere van doen, ons leer nuwe maniere van kommunikeer en van leef. Ons is skielik almal die gemaskerde wonder. Sommige mense werk by 'n plek vir maande voor hulle kollegas in persoon ontmoet. You are here. Jeremia praat in hierdie stuk wat ons gelees het oor met die ballinge in Babylonië. En hy sê vir hulle, you are here, julle is hier. En julle moet nou maar rustig raak, want julle gaan hier wees vir 'n ruk. Moet tog nou nie luister na die klomp profete en waarsêers en dromers wat julle sê hierdie gaan gou verbygaan nie. Moenie luister na hierdie soetsappige twak wat in julle opgedis word en probeer maak asof hierdie nie 'n werklikheid is nie. Inteendeel, sê Jeremia, maak julle self nou maar tuis. Dis tyd dat julle tuin maak, dat julle kan vrugte eet. Dis tyd dat julle kinders groot maak, dat julle kleinkinders groot maak. As jy dit lees, dan gee dit vir jou 'n bietjie van 'n idee van die tydsraamwerk wat Jeremia gedink het sy mense in Babylon gaan deurbring. Want as jy 'n boom plant om vrugte daarvan te kry, is dit nie môre nie. As jy kinders groot maak, dan is dit definitief nie môre nie, en kleinkinders nog minder so. Maar wat dit wel is dit is 'n teken van hoop. Want jy plant nie bome, tuine, kry nie kinders, as jy dink die wêreld gaan eindig nie. Jeremia sê vir sy mense in Babylon, raak rustig daar, raak deel van die gemeenskap, maar moenie ophou hoop nie, moenie ophou droom van die toekoms nie. Wees goed vir daai plek waar julle is, pas aan, dien die mense daar rondom julle. Julle is nou hier. Maak die heel beste daarvan. Inteendeel, gebruik hierdie tyd om kreatief te wees, om nuwe lewe in die wêreld te bring. Baie mense wat ek mee praat, smag na die einde van COVID. Gelowiges smag ook vir dit wat kom hierna. Maar ek dink, ek en julle wat in die Here glo, ons wens eintlik vir 'n bietjie meer en 'n bietjie anders. Ons wens vir 'n wêreld wat God in reageer, nie vir 'n wêreld waarin ons normaal weer gaan beleef nie. Ons smagting is na 'n wêreld wat God heel maak, want terwyl normaal goed is, weet ons God het baie meer. Ek en jy wat glo in die Here weet, dat waar God is, sy wêreld sigbaar kan raak, waar dit ook al is, in Babylon, tydens COVID, tydens al die goed wat gebeur, is God steeds aan die werk. Ek is baie keer verstom hoe God se grootste werk in die vreemdste omstandighede plaasvind. En daar's baie stories daarvan. Ballingskap is die plek waar Israel deur glo het dat God nie in 'n tempel vasgevang kan word nie, maar dat hy die heelal geskep het. In die tyd toe Israel in ballingskap weggevoer is, was tempels die teken dat 'n God 'n verbintenis met die aarde het. Die idee was dat as ons kan 'n volk se tempel vernietig, dan het daai volk nie meer 'n God nie, en dan moet hulle die God van hulle nuwe heersers aanbid. Israel het daarna gekyk en gesê nee.
Ons aanbid nie 'n God van 'n tempel nie. Ons aanbid 'n kosmiese Here, 'n Here wat die heelal geskep het. Hulle geloof is bevry uit 'n gebou uit, al is dit hoe mooi 'n gebou. En nie net is hulle geloof bevry uit 'n gebou uit nie, hulle het die geleentheid gehad om die Genesis skepingsverhale daar in Babylon te skryf, as 'n getuienis, om te sê, ons God het die heelal geskep. So julle kan nie ons God doodmaak deur 'n tempel plat te slaan nie. Terwyl ons in ballingskap is, terwyl ons tydens COVID leef, is God besig om homself op nuwe maniere en ander maniere aan ons voor te stel. Die God wat nog altyd daar was, draai nie om by die deur van COVID, van onluste en van ekonomiese krisisse nie. Inteendeel, die God van Abraham, Isak en Jakob is hier. Die God van Abraham, Isak en Jakob is hier om mense op 'n nuwe manier te dra en op 'n nuwe manier te seën. Hier in ons ervaring wat ons vandag beleef, wat ons hier beleef, is God besig om bevry te word van tempels en rituele. Ons is hier, we are here, you are here, hierdie kolletjie, maar ons is nie verlate nie. We are here, maar ons is nie hulpeloos nie. We are here, maar ons het nie hier gekom sonder 'n plan nie. En daar toe ek omtrent weekliks gevlieg het na verskillende kliënte toe, en baie gastehuise gebly het, was een van my doelwit om al my klere in so 'n klein tassie te kry, wat ek op die vliegtuig kon opdra, want ek wil tog nie in die rye gaan staan het, gewag het vir my klere en dan 'n kans gehad het om dit te verloor nie. Dit was baie maklik om net my tas bo uit te gryp en te hardloop en my goed gedoen te kry. Partykeer was ek 3 dae weg, partykeer 5 dae. Een van die goed wat ek gedoen het as ek so gereis het, is die oomblik as ek meer as 1 nag op 'n plek gebly het, dan het ek my tas uitgepak. En die rede daarvoor was tweevoudig. Die een was, in hierdie gejaag en gerash van die een plek na die ander, was dit verskriklik lekker om iets op te hang en te voel, hier's 'n klein stukkie normaliteit wat hier plaasvind. In die tweede plek, my klere het altyd gelyk asof ek onder 'n wasgoedmandjie geleef het, en ek was nie lus vir stryk elke oggend. Ek wil julle saam met my nooi, om vandag julle hemde uit te pak. Om hier waar ons nou is, tydens COVID, wat ons nie weet hoe lang nog hier gaan wees nie, tydens die ekonomiese proses wat ons deurgaan, tydens die angs en vrees wat baie mense voel, dat ons hier diep asemhaal, en ophou soek vir uitgange, en vir 'n rukkie net ons tassie uitpak, ons hemde ophang, en dat ons hier sal begin leef. Dat ons die Here sal begin dien binne in hierdie omstandighede, eer as om die heeltyd teen die omstandighede te beklei en te stoei. Dat ons die vaardighede sal aanleer om in hierdie omstandighede en op hierdie plek sinvol en vreugdevol te leef. Dat ons op hierdie plek waar ons nou is, sal leer om die verhale van Jesus Christus op nuwe maniere te vertel, sodat mense Jesus ook hier sal ontmoet. Dat ons so sal leef, dat ons lewe 'n getuienis is, dat Jesus hier is, en dat die Heilige Gees hier is. Ek wil julle nooi om saam met my, hier waar ons nou is, tuine te plant, kinders te kry, nie moed te verloor nie, want ons God is groter as hierdie oomblik. Daar gaan 'n tyd wees, wat hierdie gaan verbygaan. Daar gaan ook 'n tyd kom, wat die nuwe Jerusalem gaan neerdal, en tussen ons kom wees. Intussen, maak nie saak waar ons is nie, is ons kinders van die lewende God, burgers van die nuwe Jerusalem. Ons dien die Here wat heers oor die heelal, ook in Babylon en ook oor ons. Op die ou end, daai kolletjie sê, you are here. Maak nie verskillik saak waar ons is nie, want die grootste waarheid is nie waar ons is nie, maar dat die Here hier is. En omdat hy hier is, kan ek my tas uitpak. Omdat hy hier is, sal ek relatief ongekrekeld hier deurkom, sy beloftes staan nog steeds. Omdat hy hier is, gaan hy my toelaat om op nuwe maniere en op kreatiewe maniere om te leer ken.
Dra armband waarop staan, hy is hier. Skryf op jou tekkie se sool, jou sneakers se sool, hy is hier. Laat dit jou refrein wees in die oggend as jy jou oë oopgaan en jy wonder en angstig raak oor die dag. En laat dit jou aandkleed wees wanneer jy gaan lê, om seker te maak dat jy al jou sorge by hom los en kan rus. Dinge is anders, maar dit maak nie saak nie, want hy is hier. Hy regeer. En daarom is ons okay, want ons Here is hier. Amen. Here, baie keer wil die vrees ons oorweldig. Baie keer wil hierdie dinge net te veel raak vir ons. Baie keer wil ons net moedeloos wees, om die eise vir ons lyk, of het vir ons ore gaan aansit. Here, dan wil ons diep asemhaal en onthou, U is hier. U vlerke is oor ons gesprei. Ons is nie maar net hier om te oorleef nie. Omdat U hier is ons hier om te floreer. Is ons hier om te getuig. Is ons hier om te skep. Is ons hier om 'n lewe te hê wat ryk en veelkleurig is. Terwyl ons hier is, Here, openbaar U self aan ons op nuwe maniere. Sodat ons die verhale kan skryf van ons groot Skepper God. Dat ons die tuine kan plant wat vrug dra vir die wat honger is. En dat ons kinders kan grootmaak wat weet, oral waar hulle gaan, is die Here daar. Amen. Ontvang nou die seën van die Here net waar jy is en met net wat jy besig is. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal tot jou redding verskyn. Die Here sal jou bewus maak van sy teenwoordigheid en sy vrede gee. Die Here sal goed wees vir jou en jou oë oopmaak om te sien hoe hy jou beskud. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou. Hy sal jou beskerm, tot jou redding verskyn. Sy genade en sy vrede sal altyd by jou